Hartlik goeiemôre aan almal wat ook vanoggend inluister. Dis maandagooggend die 27ste Julie. Lekker om jou te groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons nooi mekaar vanoggend om die woord van die Here oop te slaan en ons lees saam uit Jakobus 1 vers 22. Daar staan die volgende: Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Die teks wil eintlik dan vir ons sê, dit is sinneloos om God se woord aan te hoor, maar nie in jou gedagtes en in jou hart daarop te reageer nie. Om verandering wat deur God se woord en die werking van die Heilige Gees na jou toe kom en gebring word, te verontagsaam beteken eintlik dan dat jy jouself bedrieg. En dit is op 'n manier dan 'n stukkie selfbedrog wat vir jou ver weghou van genesing. Hoe sou ons dit dan in normale taal vanoggend met mekaar kon deel? As 'n mens 'n voorbeeld sou kon neem, kom ons neem 'n algemene voorbeeld waarmee baie mense gekonfronteer word, dalk die misbruik van alkoholiese drankies onder van ons geliefdes, onder ons hartsmense waarvoor ons baie lief is. As so 'n persoon wat eintlik aan alkohol verslaaf is, vir jou kom vertel dat hy of sy nie 'n regte probleem het met alkohol nie, dan moet jy verstaan dat hierdie persoon nie vir jou jok nie. Oor jare heen het hulle self vertel, hulle het nie 'n probleem met die gebruik van alkohol of die te veel gebruik daarvan nie. En oor jare heen het daar by hulle patroon ontstaan, wat in hulle eie gedagtegang nie 'n probleem is nie. Wanneer hulle dus vir jou kom vertel dat hulle nie 'n probleem het nie, glo hulle self hulle het nie 'n probleem nie. Hulle jok dus nie doelbewus vir jou nie. Maar in die proses weet almal om hulle het 'n probleem. En dit noem ons selfbedrog. Die persoon glo naderhand doelbewus sy eie waarheid, haar eie leuen. Nou ja, dit is maklik om na persone te wys wat so in die algemeen dalk met alkohol 'n probleem sou hê. Maar kom ons wees eerlik genoeg vanoggend en dan sê ons vir mekaar dat baie van ons is eintlik meesters in die kuns van selfbedrog. Kom ons dink aan voorbeelde. Dit is baie dikwels vir ons moeilik om raak te sien dat ons selfsugtig is of egosentries is. En ons sal self stry en sê nee, ons is nie selfsugtig nie. O nee, wat? Ons is nie regtig so egosentries nie. Of ag nee man, ek is nie oormatig jaloers nie. Ek is beslis nie besitlik nie. Nee, en ek is ook nie onredelik in my verwagtinge van ander mense nie. Haai, ek oorsensitief, nog nooit nie. Maar as ou mooi daaroor dink, en jy toelaat dat die Heilige Gees en God se woord met jou werk, dan kom jy agter, o genigtig, ek is besig met selfbedrog. Ek bedrieg myself, net soos dit staan in Jakobus 1 vers 22. En daarom hierdie hele week gaan ons kyk na innerlike genesing en hoe selfbedrog in die hand van die bose ook vir ons mislei om ver van genesing en die Here weg te bly. En daarom, geliefdes, kom ons maak oogies toe en dan bid ons saam en ons vra dat die Here ons ook in hierdie verband sal seën in die komende week. Here, ons Here, dis nie vir ons maklik om altyd te erken dat ons swakhede in ons persoonlikhede en ons eie menswees het nie. Ag, en Here, dis net deur U Gees, God Heilige Gees, U self, wat ons hierdie oortuiging kan gee en ons bring by 'n punt waar ons groot genoeg is om te sê, Here, help, ek kan nie op my eie nie. Ag, en vanoggend wil ons dit kom bid vir elke gemeente, vir ons eie hartsmense,
maar bovenal, Here, vir onsself. Sal U die oogklappe van ons eie oë afhaal. Sal U spreekwoordelik die sluier oor ons eie siel en gees help lig, dat ons kan sien dat ons eintlik met selfbedrog besig is en in die proses ver van U afleef. Ag, God Heilige Gees, kom en haal die wollerigheid uit ons ore uit, laat ons sal hoor en mag ons dien ooreenkomstig deur die werking van die Heilige Gees se liefde en genade in ons lewe hierop reageer om nog nader aan U ons Here te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam, die koning van ons lewe. Amen.